Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons tema vir die erediens vanoggend is: dit bly 'n misterie om ook my geloof te kan bely. En dit is die tema teen die agtergrond daarvan dat een van die kerk se belydenisse, die belydenis van Nisea, hierdie jaar 1700 jaar oud is. En ons gaan in die prediking so 'n bietjie aandag gee daaraan. As die besoekers is vanoggend, baie welkom ook aan julle. En ons is bly dat julle ook saam met ons hier is vanmôre. Ons begin ons erediens met 'n toetrede lied uit Gesang 163, waarna ons dan bly staan vir die fotum, en na die fotum dan kan jy weer die plek inneem. Gesang 163 as toetrede lied. Wie mag die berg van die Here opgaan, en wie mag in sy heiligdom staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Amen. Jy kan die plek weer inneem, broers en susters. Ons het sopas gehoor dat ons sondig en skuldig is voor God, en dat nie een van ons eintlik waardig genoeg is om in God se teenwoordigheid te mag wees nie. Kom ons bely daarom ons skuld deur saam te sing uit Vonk 224. Ons sing daarvan verse 1 tot 4. Ons sing dit staande, en dan bly ons staan daarna vir die seëngroet, en dan bly ons ook staan na die seëngroet vir ons lofsang, Vonk 543, ook al 4 die verse daarvan. Kom ons bely ons skuld met Vonk 224, verse 1 tot 4. Gemeente, nou dat ons skuld voor God bely het, hoor hoe groet God ons.
Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend voor U stil raak, dan gee ons aan U, Here, al die lof, al die eer, die dank en die aanbidding, want dit alles kom U toe. U is die enigste God, die lewende God, die almagtige, alomteenwoordige, gans andere God. Here, en as dit nie vir die leiding deur U Gees was, en die gawe van geloof wat U vir ons deur U Gees gee nie, dan sou ons niks hiervan kon bely nie. Dankie dat U ons help om te glo. Dankie, Here, dat U ons by die punt uitbring wat ons kan sê, ek glo. Ek glo in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Help ons, Here, om hierdie belydenis en wat daarmee saamgaan, nie net oor ons lippe te laat rol nie, maar om dit ook uit te leef elke dag. Omdat ons weet, ons in dit wat ons doen, die manier hoe ons met mekaar praat en van mekaar praat, ook iets getuig van wat ons glo en ook in wie ons glo. Dankie dat U ons vanoggend hier byeengebring het. Dat U vir ons die behoefte in die hart gegee het, Here, om hier te kom luister na U woord.
want ons weet, ons kan nie ons lewens op 'n ander manier rig as dit wat U in die woord van ons vra nie. Soms is ons ongehoorsaam, soms faal ons. Maar dankie vir die genade dat U ons weer op die regte pad help en dat ons weer tot U eer kan leef. Heer, ons bid vir hulle wat siek is, en ons vra dat U asseblief U hand oor hulle sal hou. Dat U genesing sal bring, Here, as dit U wil is. Ons bid ook vir hulle wat bly is. Ons sê dankie, Here, dat U ook dinge in mense se lewens laat gebeur, wat hulle bly en dankbaar maak. Wil U dit nou stil maak in ons? Wil U vir ons oorgee om te luister? Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die verkondiging in die kerk, verkondiging van die evangelie, is gebou op niks anders as die woord van God nie. Daar is ook niks anders wat dieselfde gesag het as die Bybel nie. Die Bybel, bely die kerk, is die manier waarop God aan die woord kom en die manier waarop hy met ons praat. Maar tog het die vroeë kerk dit hier in die 4de eeu na Christus baie nodig gevind om dit wat die kerk glo en verkondig oor die inhoud van die Bybel te verduidelik. En hierdie verduideliking het hulle saamgevat in 'n belydenis. In die jare kort voor 320 na Christus was daar 'n ewige stryd in die kerk los. Juis oor die verhouding tussen God die Vader en God die Seun. Die oudste in die kerk begin verkondig dat Jesus Christus slegs verstaan moet word as die eerste skepsel van God. En dis dit. Jesus is niks meer nie, en hy is ook niks minder nie, as net dit. Die eerste skepsel van God. Dit beteken dat Jesus nie ook God is nie, soos wat ons hom vandag bely. Dit was die siening van Arius, omdat hy saamgestem het met 'n ander filosoof, Origenes, wat gesê het dat God nie werklik gesien kan word as die skepper van alles nie. God is eintlik net die bron waaruit alles voortvloei. En met hierdie siening het Arius 'n ewige stryd in die kerk ontketen. En hy het soveel teenstand gekry dat hy in die jaar 320 deur die biskop Alexander uit die kerk verban word. Alexander is oortuig daarvan dat dit wat Arius verkondig nie ooreenstem met dit wat ons in die Bybel lees nie. Alexander het gemeen dat indien Arius sê dat Christus of Jesus dan terwyl nie God is nie, maar slegs die eerste skepsel van God, dan beteken Jesus niks vir 'n mens se verlossing nie. Want die verlossing van sonde en dood kan alleen God aan 'n mens gee. Die kerk se verstaan van Jesus Christus, en dis nog vandag so, is dat Jesus mens is, maar hy is ook God. En daarom kon God deur Jesus Christus vir elkeen van ons die verlossing gee. Omdat hierdie kwessie so groot stryd in die kerk afgegee het,
roep keiser Konstantin in die jaar 325 na Christus, vanjaar 1700 jaar gelede, 'n algemene vergadering byeen in die stad Nisea. En dit word bygewoon deur al die biskoppe in die kerk. En op hierdie manier wou Konstantin verseker dat daar nie 'n skeuring in die kerk plaasvind nie. Op grond van dit wat God in sy woord sê, kom die vergadering, oftewel dan die konsilie van Nisea, tot die gevolgtrekking dat die wese van Jesus Christus en die wese van God die Vader dieselfde is. Hulle is beide God. En daarom bely ons vandag nog, saam met die belydenis van Nisea, Jesus is een in wese met die Vader. In Nisea ontstaan 'n belydenis wat vandag, 1700 jaar later, steeds in die kerk dwars oor die hele wêreld gebruik word om ons geloof in die drie-enige God te bely. Dis 'n skat wat ons het uit die verre verlede, waarmee ons vandag nog teenoor die wêreld kan bely, vir die wêreld kan verduidelik wat dit is wat ons as Christene glo. En nou is dit ook so dat die woorde en die formulerings in hierdie belydenis vir ons vandag vreemd klink. Dat dit nie altyd vir ons sin maak nie, want dit kom uit 'n wêreld wat 1700 jaar oud is en anders gedink het en anders gepraat het as wat ons dit vandag doen. Maar dis egter nie 'n rede om die belydenis eenkant toe te skuif en te sê dat ons vandag niks daarmee te doen hoef te hê nie. Dis noodsaaklik dat ons hierdie belydenis sal lees en dat ons met mekaar daaroor sal praat. Dis noodsaaklik dat ons hierdie belydenis in ons Bybelstudie en in ons kategese met mekaar hanteer. Dis ook noodsaaklik dat daar in die kerk oor hierdie belydenis gepreek word. Alhoewel dit nie dieselfde gesag dra as die woord van God nie, is dit tog daaruit afgelei en vorm dit tog 'n onmisbare deel van ons Christelike geloof. Dit sê ook wie ons is en waar ons vandaan kom. En hier word dit weer eens vir ons duidelik, broers en susters, net soos wat ons 2 weke gelede in die prediking gehoor het, dat God 'n misterie is, en dat ons ook maar nie anders kan as om net saam met die hemelwesens, soos in Jesaja 6, te sê heilig, heilig, heilig nie. Is dit ook vir ons 'n misterie om ons geloof in hierdie God te kan bely, om te kan sê, ek glo. Kom ons bely saam ons geloof in God, en ons doen dit deur saam te sing uit Gesang 260, en ons sing daarvan verse 1, 2, 3, 6 en 11, waar ons telkens bely, ek glo. Gesang 260, ons sing dit staande, waarna jy dan weer die plek kan inneem.
Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Eksodus hoofstuk 3. Ons gaan die eerste 14 verse lees van die hoofstuk. God openbaar hom aan Moses. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek Israel uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik ook daarvolgens lewe. Eksodus 3 vers 14, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Broers en susters, ek wil vra, dat wanneer jy vanoggend by die huis kom van die kerk af, dat jy eenkant op 'n stil plek gaan sit en vir 'n oomblik rustig raak. En terwyl jy dan daar sit en rustig is, dan skrik jy. Ons almal is dit eens. Dis nie hoe dit werk nie. Ek beplan nie dat ek op daardie stadium gaan skrik nie. Om te skrik is iets wat met my gebeur. En as ek sien
dan het dit gebeur. Ek beplan nie om vanmiddag teen so laat te skrik nie. Hierdie selfde beginsel geld ook in terme van ek glo. Om te glo is iets wat met my gebeur. God gee deur sy Gees aan my die gawe van die geloof, sonder dat ek dit verdien. Dis met ander woorde, sonder God en sonder sy ontferming oor my, sonder die gawe van geloof wat hy vir my gee, is dit vir my onmoontlik om te glo. Ons elkeen wat vanoggend hier is, het die gawe van geloof ontvang. Anders sou ons nie hier gewees het nie. En omdat ons die gawe van geloof ontvang het, omdat God ons gehelp het om te kan glo, soos wat Jesus nie vir Thomas weggewys het of hom verwyd het nie, maar hom gehelp het om te glo, kan ons wat hier is, ons geloof in God bely. Ons kan sê, ons glo in hom. Ons kan met ons manier van lewe vir die wêreld gaan wys. Ons glo in hom. Maar dit kan ons nie doen sonder die gawe van geloof wat hy vir ons gegee het nie. Ek glo nie omdat ek slim is nie. Ek glo nie omdat ek 'n sekere posisie by die werk het of 'n sekere status in die samelewing het nie. Ek glo nie omdat ek die ouderling of die diaken of die dominee is nie. Ek glo omdat God vir my die gawe van geloof gegee het. Omdat hy my help om te kan glo. Ek doen dit nie uit my eie uit nie. Dis bloot net genade. Ek verstaan nie altyd hoekom ek glo en hoe ek kan bly glo selfs wanneer dit nie met my goed gaan nie. Daarom bly my geloof om te kan sê dat ek glo in die drie-enige God, ook iets wat ek self nie altyd verstaan nie. Sekere gebeurtenis in die lewe van Moses getuig ook daarvan dat nie net God vir ons 'n misterie is nie, maar ook dat om ons geloof in hom te kan bely 'n misterie is. Iets wat ons in verwondering laat. Iets wat ons nie altyd verstaan of altyd vir mekaar kan verduidelik nie. Waar Moses hierdie geloof in God bely, is dit baie meer as net 'n ontmoeting wat hy met God het. Die belydenis van sy geloof in God is 'n misterie. Dit is iets wat met verwondering gebeur. Moses trek in die woestyn agter die kleinvee van sy skoonpa aan om vir hulle veiding te soek. En dan bereik hy die berg van God wat heel moontlik die berg Horeb is. En iets trek Moses se aandag. 'n Struik wat wyd bekend is in die woestyn en wat nie iets snaaks is om te sien nie, is aan die brand. Dis nie die struik wat Moses se aandag trek nie. Hy's dit gewoon. Maar die feit dat hierdie struik brand met 'n groot vlam en dat dit nie ophou om te brand nie. Dit wat Moses hier sien is iets wat dwars inwerk teen die gang van die natuur. Totaal anders as dit wat 'n mens sou verwag. Vereers besef Moses nie dat hy hier met God te doen het. Dit is bloot vir hom 'n vreemde verskynsel wat hy hier ervaar.
Maar hy besef tog later, die oomblik wat hy nader gaan om ondersoek in te stel, dat hy hier met God te maak het. En by hierdie groot verskynsel, roep God tot Moses, en skielik besef Moses, wat is hier aan die gang? Hy trek sy skoene uit, want die feit dat God hier teenwoordig is, maak van hierdie plek 'n heilige plek. En jy loop nie daar met skoene nie. Jy trek dit uit, want jy het eerbied vir hierdie almagtige God, wat jy hier ontmoet. En dan ontvang Moses 'n opdrag van God. Hy word as die boodskapper gestuur, om Israel te gaan verlos uit Egipte. En typies mens, deins Moses terug, vir hierdie groot opdrag wat hy van God kry. Maar God stel hom gerus, deur vir hom te sê, dat hy by Moses sal wees, elke tree van die pad, en dat hy hom sal help om die volk uit Egipte uit te lei. En dan maak God 'n belofte aan hom. Nadat hulle uit Egipte bevry is, sal hulle hom by hierdie berg, hier waar hy en Moses nou ontmoet, sal hulle hier vir God aanbid. Hulle sal hom aanbid as die God wat hulle verlos het. En nou neem hierdie gesprek tussen God en Moses 'n interessante wending. Moses vra vir God, dat wanneer hy vir die volk sou sê, dat hy die God van hulle voorvaders is wat hom gestuur het, en hulle vra vir hom, maar wat is hierdie God se naam? Wat moet hy vir hulle sê? In hierdie vraag van Moses word dit duidelik, dat die volk in die jare wat hulle in Egipte was, eintlik stadig aan van God begin vergeet het. Hulle het hom nie meer met dieselfde toewyding aanbid as vroeër nie. Die geslag wat nou leef, gaan nie meer mooi weet. Wie is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob nie? Moses sê eintlik met hierdie vraag wat hy vra, dat God hom moet help, dat hy vir die volk kan verduidelik wie die God van Israel is, want die Israeliete in Egipte ken nie meer vir God soos wat hulle hom in die verlede geken het nie. En dan gee God vir Moses 'n uiters treffende manier om hom voor te stel aan die Israeliete. Ek is wie ek is. Gaan sê vir die Israeliete, ek het jou na hulle toe gestuur. Hierdie naam sê iets van God. Hy is nie net soos wat ons hom op 'n sekere stadium in ons lewens ervaar het nie. Hy is ook anders. Want ek is wie ek is, beteken ook ek sal wees wie ek sal wees. In hierdie bekendmaking van God aan Moses, en hoe hy sê Moses hom aan die volk moet gaan bekendstel, sê God eintlik vir hom, julle sal nooit presies verstaan wie ek is nie. Julle sal my nie kan vasvang in 'n definisie en sê, dit is hoe God lyk, of dit is hoe God optree en dan is alles oor hom gesê nie. Julle sal nooit alles van my weet nie. Julle sal my nooit heeltemal verstaan of my heeltemal ken nie. Maar julle sal genoeg van my weet
om te weet dat ek God is. Die God van julle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. En dit, broers en susters, is vir Moses genoeg. Om God te ken as ek is wie ek is vir Moses genoeg om te glo, en gewapen met hierdie geloof, gaan hy dan na die volk toe. Gaan maak hy aanspraak daarop om hulle leier te wees, want God het hom gestuur om dit te gaan doen en dit te gaan wees. Hierdie volk van wie hy die leier moet wees, sal ook moet glo dat ek is vir Moses na hulle toe gestuur het. Dink jouself dit in. Jy moet gaan aanspraak maak daarop om leiding te neem van 'n volk. Jy moet hulle uit hulle benarde situasie uit gaan red en hulle lei na veiligheid. En al wat jy het om hulle mee te gaan oortuig, is om te sê dat God het jou na hulle toe gestuur. En nou verwag jy, hulle moet dit ook glo. Ons het vroeër gesê, broers en susters, dat God 'n misterie is. En dat dit beteken, ons verstaan hom nie altyd nie. Ek dink ons is soms meer verstom oor God, as wat ons hom verstaan. Vir Moses, om oortuig te word, dat dit God is wat hom stuur, om die volk se leier te wees, en dat hulle dit sal glo, moet hy bloot vir hulle sê, ek het my na julle toe gestuur. En dis ook 'n misterie. Dit is iets buitengewoon, dit is iets onverklaarbaar, om te glo. Maar God help vir Moses, om te glo. God help hom, dat hy met geloof, na die volk toe kan gaan. Wat Moses daardeur doen, is niks anders as nog 'n misterie of nog 'n wonder nie. Hy bely sy geloof. Vir Moses, om van God te hoor, dat hy vir die volk moet gaan sê, ek het my na julle toe gestuur, is vir Moses genoeg. As Moses nie met die hulp van God kon glo nie, sou hy nie kon gaan getuig, dat God hom na hulle toe gestuur het nie. Ek glo in een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo is nie iets wat ek doen nie. Ek glo is eerder dat ek erken, ek kan myself nie meer handhaaf nie. Ek kan my nie langer meer weghou van God en weghou van die kerk af nie. Ek glo beteken dat ek uit my ou manier van lewe gedwing word om op 'n nuwe manier te gaan leef. Om te bely ek glo, maak ek 'n nuwe begin deur die ou en sondige mens agter te los en as 'n nuwe mens dankbaar te gaan leef op grond van die verlossing wat ek ontvang het in Jesus Christus. Dit is slegs wanneer ek bereid is om my lewe te verander. Slegs wanneer ek bereid is om voortaan gehoorsaam aan God dankbaar te leef, soos wat hy dit vir my vra,
wat ek my geloof kan bely. Alleen dan kan ek sê ek glo. Wanneer ek my geloof bely, dan gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor God. My geloofsbelydenis is dus niks anders as erkenning dat ek op grond van God se genade, gawe van geloof wat hy aan my gegee het, telkens 'n nuwe begin wil maak, my lewe wil omdraai om gehoorsaam aan hom te leef nie. Broers en susters, God is anders as ons. Ons kan hom nie ten volle verstaan, ons kan hom nie ten volle begryp, of selfs ten volle ken nie. Hy bly vir ons 'n misterie, 'n wonder. Iemand wat die heeltyd ons aandag trek en ons verbeelding aangryp. Maar tog bely ons geloof in hom. Ons bou ons hoop vir die toekoms op hom. Soveel so dat ons glo, ons kan nie alleen die lewenspad loop nie. Ons glo vas, daar is niks wat tussen ons en hom kan kom staan nie, selfs wanneer ons hier op aarde met die dood te doen het, en dit ons lewens skud, en ons harte stikkend breek, dan hou ons aan om te glo, en ons verkondig nog steeds, en glo nog steeds, daar is 'n lewe na hierdie lewe. Gaan dit soms met ons hoe sleg, en ervaar ons die slegte dinge wat so eie is aan hierdie wêreld, dan sal ons mekaar steeds bemoedig en sê, ons moet in God glo, ons moet op hom vertrou, hy sal ons nooit alleen los nie. En ons hou aan om hierdie dinge te glo. Ons hou aan om verseker te wees daarvan en oortuig te wees daarvan dat hierdie die waarheid is. Al klink dit al hoe holrigery. Dit is 'n gawe wat God vir ons gee. Die gawe om te kan glo. Hy help ons om te kan glo. En wanneer ek al hierdie dinge glo, en ek bely dit as deel van my geloof, dan bly dit ook maar net 'n wonderwerk. Om te bly glo, om my geloof in God te kan bely, ten spyte van die harde kant wat die lewe soms vir my laat ervaar, is onverklaarbaar. Die feit dat ek elke oomblik deur hierdie geloofsbelydenis ook getroos word, ten spyte van hoe dit in my lewe gaan, bly 'n wonderwerk, bly 'n misterie, dit bly iets wat ons nie kan verstaan nie. En daarom, broers en susters, is ons dankbaar teenoor God, dat hy aan ons die gawe gee, om te kan sê, ek glo. Want dit is al wat dit is. Dit is 'n gawe wat ons het. Dit is iets wat ons uitspreek, ek glo. En dit bly maar net 'n misterie. Maar dit is vir ons genoeg. Want daardeur kry ons hoop en kry ons ook troos. Mag dit ook die geval wees met elkeen van ons, wanneer ons ons geloof bely en sê ek glo, dat ons besef, dis nie iets wat ek doen nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. En dat ek dankbaar is daarvoor, dat hy hierdie gawe ook vir my gegee het. Amen. Ons bly net so sit en dan bid ons saam.
Hemelse Vader, dankie dat ons geloof in U kan bely. Dankie Here vir die gawe wat U vir ons gegee het, dat ons ten spyte van ons menswees en ons tekortkominge wat ons het, by die punt uitkom waar ons kan sê, ek glo. Wil U help Here dat ons elke keer wanneer ons geloof bely sal besef, dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit oor U gaan, dat U die middelpunt vorm van ons geloofsbelydenis. Dankie ook Heer vir die skat wat U vir die kerk gegee het, 1700 jaar gelede. Iets wat ons kan gebruik om deur al die jare, soos die kerk en saam met die kerk, soos wat die kerk dit uit U woord uit verstaan, ons geloof in U te kan bely. Amen. Broers en susters, ek wil vra dat ons sal staan en dan met ons hardop saam ons geloof in God sal bely, en ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea, waarvan ons dan nou hierdie jaar ook 1700 jaar herdenk. Daarna dan sing ons uit Gesang 265, ons bly staan vir die seëngroet, en die wegsendingslid is dan vonk 204 vers 1 en 2. Kom ons staan en dan bely ons almal saam hardop ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.